Ons lees vandag uit Psalm 42 uit, vir die van julle wat wil saam blaai. Nou, ek het hierdie teksgedeelte gekies, want ek wil eintlik iets vir julle vertel of deel wat ek beleef het nou in my tyd van rus. Dis nie dat, en ons gaan dit lees in hierdie Psalm, hierdie Psalm is van iemand wat God verlate is, en dis nie dat ek God verlate was nie. Maar dit was meer dat ek so gou in die gewoonte gekom het om op my eie kragte staat te maak. My eie planne, my eie energie. En wanneer mens dit doen, gly mens eintlik so gou weg van hierdie diep besef dat God is my krag. God is my hoop. So ek het hierdie Psalm gekies want dit verwoord iets van soort van die rus en die herstel wat na jou kant toe kom as jy eerlik met God praat. As jy eerlik met God praat oor wat in jou hart aangaan. Nie net oor jou geloof nie, maar oor jou verlange, oor jou moegheid, oor jou vrae. So mag hierdie Psalm vanoggend vir jou 'n plek wees waar jy iets van God se stem hoor. En dat dit nie net 'n vinnige antwoord is nie, maar dat hierdie Psalm vanoggend vir jou 'n liefdevolle uitnodiging is. Kom. So kom ons lees saam. Vir die musiekleier 'n maskiel van die korangiete. Soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek in die tempel ingaan en voor God verskyn? Trane is dag en nag my brood, omdat daar die hele dag lank vir my gevra word, waar is jou God? Hieraan moet ek dink terwyl ek my hart uitstort, hoe ek optrek in die magtige skare, hoe ek voor hulle uitgaan na die huis van God, met luide jubelkrete en dankliedere, 'n feesvierende menigte. Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom weer prys vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. My God, my siel kwyn weg in my. Waarom dink ek aan U hier uit die Jordaanstreek en by die Hermonberge, hier van berg Misar af? Die diep water laat die geluid van U watervalle weer galm. Al U duininge en golwe het oor my gespoel. Bedag sal die Here sy troue liefde laat geld, en snags sal 'n lied vir hom by my opkom, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rotsvesting, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek in rouklere loop oor die verdrukking deur 'n vyand? Dit sny tot op die been as my teenstanders my tart deur die hele dag lank vir my te vra, waar is jou God? Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom, my God, weer prys vir die verlossing wat hy, my God, deur sy teenwoordigheid bring. Net tot sover. Ons almal het seker al die lied gehoor wat vanuit hierdie Psalm kom. Soos 'n wildsbok wat smag my siel na U, o Heer. En hierdie lied het ons al baie in die kerk gesing en het mense al diep geraak. Dit is 'n mooi lied. Maar as jy die vonk weergawe gaan luister, sit dit 'n paar verse by wat sê, ek soek U meer as goud en silwer, U is my vriend, my broer, my Heer. En elke keer as ek hierdie lied hoor, dan wonder ek, dra dit eintlik werklik hierdie gevoel van Psalm 42 oor? Want ek weet nie van julle nie, maar vir baie jare het ek gedink, as ek net die lied hoor, dit gaan oor iemand wat hierdie sterk geloof het. Iemand wat God eerste stel bo alles. Iemand wat in God se teenwoordigheid leef.
Maar dan lees jy hierdie Psalm, dan hoor jy iets anders. Jy hoor 'n stem van iemand wat nie op die oomblik God ervaar nie, iemand wat worstel, iemand wat eensaam voel, iemand wat sê, trane is my brood, is dag en nag my brood. Jy sien hierdie gees van diepe verlange aan die een kant, maar aan die ander kant is dit hierdie hart wat in stryd is. Maar ek wil vanoggend vir jou sê dat dit geloof is. Dit is 'n geloof midde in pyn. Dit is iemand wat weet God is daar, maar nie altyd voel hy's daar nie. En dalk het jy al daar gesit. Jy weet jy glo in God, maar jou hart voel leeg. Jy weet hy is goed, maar jy voel hom nie. Jy weet jy behoort aan hom, maar jy voel verlate. En dit is die ruimte, of dit is in hierdie ruimte, wat dit juist dan hierdie Psalm vir my en jou belangrik raak. Daar's hierdie kerkvader wat gesê het, most of scripture speak to us, but the Psalms speak for us. En dit is wat hierdie Psalm vanoggend vir ons kom doen. Hy gee vir ons woorde, vir daardie plekke in ons binneste, wat ons nog nie 'n taal voor het nie. Wat ons nog nie eintlik woorde voor het nie. Nou, daar's twee dinge wat ons van hierdie Psalm moet weet, om dit beter te verstaan. En te verstaan hoe hierdie Psalm ons kan help. Nou, die eerste ding is, ons lees baie keer Psalms, nou hoor ons, dis 'n Psalm van Dawid. Nou, hier het ons gelees, dis 'n Psalm van die Koragiete. Nou, wie is hulle? Nou, hulle kom van die stam van Levi af, en hulle was gesien as die musikante van die tempel. So, hulle het mense begelei deur musiek, om God se teenwoordigheid te ervaar. Hoeveel te meer is dit nie eintlik nou wonderlik, dat mense wat elke dag in God se teenwoordigheid is, hier nou kom skryf oor hoe verlate hulle voel. Hoe hulle soms ook voel dat die Here ver is. Die tweede ding wat ons moet weet van hierdie Psalm, en ek dink die 83 sê dat dit 'n gedig is. Maar ek wonder, of ek en jy nie vandag hierdie teks eerder moet nader as 'n meditasie gebed nie. Wat ek daarmee bedoel is, dat ons eintlik nou hier die geleentheid het, om met die woorde van hierdie gedig, ons hele wese in hierdie teks in te plaas, en self agter te kom, hierdie woorde, hierdie situasie, hierdie gevoelens wat die Psalm skryf, hoe lyk dit vir my? Hoe voel ek daaroor? Dis 'n soort gebed wat toelaat dat jou hele wese in hierdie woorde inklim, en nie net bid nie, maar voel, dink, reflekteer. En ek dink hierdie Psalm gaan nie vir jou, as jy vanoggend 'n maklike antwoord of 'n vinnige oplossing soek vir wat in jou hart aangaan nie, gaan jy dit nie in hierdie Psalm vind nie. Hierdie Psalm nooi jou eerder uit tot 'n eerlike gesprek met God. Ek en jy het meer eerlike gesprekke nodig met God. Want dit verdiep ons verhouding met God, en dit laat ons toe om ware rus, genesing en geloof te vind. Want God wil hê jy moet alles met hom deel. Nie net jou mooi kante nie, alles. En dit is juist binne in hierdie eerlike plek, waar ek en jy weer kan leer om na God te verlang. Om hierdie diep verlange, soos ons lees in hierdie teks te hê. Weereens, 'n diep verlange na God, nie na maklike antwoorde of vinnige oplossings nie, maar na sy teenwoordigheid. En hierdie Psalm gee vanoggend vir ons, en ons gaan nou daarby uitkom, hoe ons weer diep kan verlang na God. Die eerste ding wat hierdie teks ons leer, en ons sien dit in vers 10, is die teks kom sê vir ons, onthou, jy mag eerlik wees. Jy mag vra, hoekom Here? Waarom ek, Here?
Ons lees in vers 10 sê, ek wil vir God sê, my rotsvesting, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek in rouklere loop oor die verdrukking deur die vyand? Soms voel dit vir ons, die Here kan ons net 'n breek gee. Nie reg nie? Ons het nou almal so gevoel, die Here moet net dinge laat uitwerk, sodat lewe net so bietjie makliker vir my kan wees. Ons almal het al dit gevoel. Maar ook, nie net vir onsself nie, ek dink ons almal het ook al gevoel, ons iemand in ons lewe wat jy sien, daai persoon beleef net die harde kant, die swaar kant van die lewe. Jy kan nie anders om die hele tyd aan daardie persoon te dink nie. Maar die woorde van hierdie psalm kom wys vir ons dat hierdie tipe geloof, 'n geloof waar jy vra waarom, Here, is nie sleg nie. Die psalm kom sê eintlik vir ons, dis okay om te vra waarom. Maar kommunikeer dit aan God. Dis 'n geloof wat jy vasklou aan God, selfs al verstaan jy hom nie. Dis 'n geloof wat eerlik sê, U is my rots, maar hoekom voel ek so verlate? Ekskuus my, hierdie 2 preke in 'n ry doen deesdae nie goed vir my stemmie. Ons dink baie keer, ons kan nie vir God vra nie, ons mag nie vra nie, ons moet stil bly, ons moet vasbyt. Maar hierdie psalm kom sê juis, vra, roep, skree, praat. Jy mag. God wil eerder jou eerlike vrae hê, as jou stil verwyte. God wil eerder hê jy moet vra, as om te dink, jy lyk vroom in jou geloof. So onthou, jy mag eerlik wees. Jy mag vra waarom, Here. Nou die tweede ding wat hierdie teks vir ons kom sê is, onthou God se liefde bly, al voel dit nie altyd so nie. Ons kan nie net die hele tyd vra, waarom Here nie. Dit is alright om te vra, maar ons kan nie net daar vashak nie. Die psalm begin juis, dankie David, deur te sê, alhoewel hulle vir God tydelik afwesig ervaar, sal God kom. Vers 9, tog sal die Here weer trou laat blyk. So al voel dit of die golwe van die lewe van swaar kry oor ons spoel, is God teenwoordig. Jy kan dit nie altyd voel nie, maar jy kan dit onthou. Jy voel nie altyd God is teenwoordig nie, maar jy onthou sy teenwoordigheid. En in hierdie wêreld van emosies waar dit soms op en af gaan, is dit so belangrik vir my en jou om vas te hou aan hierdie dinge wat ons wel weet. God se liefde is nie afhanklik van jou gevoelens nie. God se liefde is gewortel in sy karakter. Hy is 'n liefdevolle God. So onthou, God se liefde bly staan. Al voel dit nie altyd so nie. Die derde ding wat ons moet onthou, en ek voel ons gemeente onthou dit. Onthou om te sing. Al is dit tussen trane. Dit is wat hierdie digter in vers 9 kom doen. Hy sê, in die nag sing ek vir hom 'n lied, 'n gebed vir die God van my lewe. Nou ek wil hier sê, deurdat jy sing, 'n lied sing, beteken nie dat jou hartseer nou ewe skielik verby gaan wees nie. Hartseer en pyn gaan nie deur lofprysing alleen net stop nie. Maar dit is goed vir jou om 'n lied te kry, wat jy oor en oor
kan luister, kan sing. Vir juis vir wanneer daar die trane kom, juis wanneer jy voel, jy kan nie meer nie. Sing daai lied, wat jy weet, jou hartsnare kom roer. Kry vir jou 'n lied. Onthou om te sing, al is dit tussen trane. Hierdie Psalm kom leer ons ook dat ons met onsself moet inpraat. Ons het seker 2 keer gehoor waar hierdie Psalm sê, waarom is ek in so twyfeling? Waarom kerm ek, so sê die 83, die 2020 wat ons gelees het, sê, waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? As hartseer en twyfel ons oorweldig, is dit soms nodig dat ek en jy net met onsself moet praat, ons moet onsself opbou. Soms moet jy vir jou siel sê wat jy eintlik klaar weet, al voel jy dit nie. En dit is nie dat jy voorgee nie, dis dit geloof, want jy praat teenoor die donker. Jy sê vir jouself, die liefde van die Here sal nooit vergaan nie, die liefde van die Here sal nooit vergaan nie, jy herhaal dit, want jy weet, jy moet jouself nou moet inpraat. Ons almal was al daar. Psalm kom wys vir ons ook dat ons moet onthou wat God vir ons in die verlede gedoen het. In vers 5 sê die Psalm, as ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis met 'n gejuig en 'n lofsang. Dink terug aan die oomblikke wanneer jy naby aan God was. Herinner jouself so aan God se getrouheid, sy liefde, sy troos. Want God was by jou. God is by jou. En God sal altyd by jou wees. So onthou wat God gedoen het in die verlede. Dit help 'n mens ook baie keer. Maar laastens, hou aan dors en smag na die Here, soos 'n wildsbok wat smag na water. Vers 2 begin jy, soos 'n wildsbok wat smag na water, so smag my siel na U, o Heer. En hierdie smagting, dis nie 'n dors na antwoorde nie, na oplossings toe nie, na seën toe nie, dis 'n diepe dors na God self toe. En dalk is dit die belangrikste les wat ons vanoggend uit Psalm 42 uitlees, is dat ons behoefte moenie wees vir oplossings nie. Ons grootste behoefte binne in ons grootste dors moet wees na ontmoeting, na God self. En wanneer jy dors is, moet jy nie wegdraai van God af, omdat jy hom nie voel nie. Jy moet juis na God toe draai. Laat toe dat jou dors, jou dryf wees, om nader aan God te kom. Hierdie Psalm kom herinner ons juis, ons is nie alleen nie, ons is nie verlore omdat ons twyfel nie. God is groter as ons gevoelens en hy gee vir ons woorde, hy gee vir ons woorde om te sing, hy gee vir ons woorde om te bid, hy gee vir ons woorde om te wag. En die grootste hoop van hierdie Psalm is dat hierdie is nie net 'n Psalm nie, maar hierdie is vir ons 'n pad om by die helper agter die Psalm uit te kom. Want Christus het ook op daai kruis gehang en gesê, my God, waarom het U my verlaat? Hy het self die donkerte van die nag betree, sodat ek en jy nooit alleen daar hoef te wees nie. So hou aan dors, hou aan soek, hou aan vra en moet nooit vergeet, die Here hoor jou en hy antwoord jou. En hy nooi jou vanoggend na die nagmaaltafel toe. Want die nagmaal is juis God se manier om vir ons te sê, ek is hier. Ek is vir jou. En ek gee myself vir jou. Selfs in jou dorstye, selfs in jou vrae, selfs in jou verlange. So soos daai wildsbok smag na water, word ek en jy vandag uitgenooi na die bron van lewe.
Kom ons drink, kom ons eet en kom ons onthou, Jesus is nie net ons redder nie. Hy is jou brood. Hy is jou water. Hy is jou lewe. Amen. Ek gaan jou ontvang die seën. Mag jy hierdie week met jou hele hart op God bly hoop, selfs as jou siel nog wag op rus. Mag jy weet, hy is jou krag wanneer jy moeg is. Jou vrede in die storm en jou hoop wanneer alles stil raak. So mag die liefde van ons Vader, die teenwoordigheid van Jesus Christus en die liefde en die werking van die Gees met julle wees. Amen.